Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel. Vader wekker gaan nou af vanmôre. Hoor julle die wekker? Ek hoor hom. Hoor julle hom? Ja. Dis my wekker wat afgaan. Nou hoekom? Hoekom? Want ek wil hê ons moet almal vanmôre dink aan 'n wekker wat afgaan. Hier's een van twee dinge wat ek met hierdie wekker kan doen. Julle weet wat dit is, nê? Nee? As jy wil opstaan. As ek nog 'n bietjie wil langer lê, dan druk ek daai knoppie. Dan hou ek op en wat gaan dan gebeur? Oor 'n paar minute, ek het hierdie nou gestel vir 3 minute, gaan hy weer lui. Of ek kan iets anders te doen. Ek kan hom opslide. En nou gaan hy ook af. Maar nou gaan hy afbly, hy gaan my nie weer wakker maak. Wat dit beteken? Ek moet nou opstaan. Opstaan. Ek wil vanmôre met julle praat oor iets wat nou aansluit by 'n wekker. In Hebreërs lees ons dat die Here vir ons sê, daar in Hebreërs 3, jy die teksie vers ons opgesit maak, vers 7 staan daar, luister daarom na wat die Heilige Gees sê, vandag as julle my stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het, en my in die woestyn op die proef gestel het nie. Vandag as julle my stem hoor. So, die stem van die Here in ons lewens is soos 'n wekker, en daai wekker lui, en ons kan een van twee dinge doen. Ons kan of die snooze knoppie druk, nee, en sê, Here, dit is nog nie nou die tyd nie. Here, ek is nog te jonk. Here, ek is nog te besig. Here, ek het te veel dinge in my lewe. Here, ek hardloop te veel rond. Here, daar's net nie. En ons kan baie verskonings uitdink. En die Bybel is ook vol van mense wat verskonings uitgedink het, nee. Moses was een van hulle gewees. Moses het gesê, Here, ek kan nie goed praat nie. En weet julle wat doen die Here toe Moses dit vir ons sê? Die Here gee vir hom sy broer Aaron en sê vir hom, dis right, ek stuur jou, maar Aaron sal vir jou praat. Maar Aaron sal waar jy nie kan praat, nie sal Aaron die stem wees vir die Here. En so was daar baie gewees. Jesaja het in sy lewe, het hy vir die Here gesê, toe die Here hom geroep het, en sê hy vir die Here, Here, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir hom, ek sal vir jou aanraak. Ek sal jou lippe aanraak met 'n koolvuur en jy sal sê wat ek wil hê jy moet sê vir die wêreld. En so was daar baie voorbeelde. Maar mense wat of te oud was, of te jong was, of te siek was, of nie kon praat nie, of nie dit of nie dat kan doen nie. Die Here gebruik almal, maar die belangrike is dat ons nie die snooze knoppie moet druk as die Here ons roep nie. Want ons weet nie wanneer is ons tyd verby nie. So moenie die Here snooze nie. Hoe sê julle kinders altyd? If you snooze, you lose, nee. Ja, as jy te veel vir die Here net die snooze knoppie druk op die Here, dan gaan jy uitverloor in jou lewe om naby die Here te wees. So wat ons moet doen is om met die knoppie, die alarm heeltemal afsit en opstaan en dadelik opstaan en vir die Here sê, Here, hier is ek. En ons het so 'n mooi voorbeeld in die Bybel ook, nê? Ja. Dat die Here ook vir die Here het geroep na Samuel en die profeet het eintlik gehoor, maar die Here het elke keer vir hom geroep en dan het hy opgestaan en gegaan daar na die profeet toe en dan sê die profeet, ek het jou nie geroep nie, totdat die Here uiteindelik vir hom sê, Samuel, dis ek wat met jou praat, dis ek wat jou roep. Toe verstaan hy dat die stem van die Here is. So ons moet nie die Here op snooze sit nie. Ons moet nie die snooze knoppie aanhou druk nie. Ons moet vir die Here sê, Here, hier is ek. So
Luister vandag, luister. Vandag as jy die stem van die Here hoor. As jy hoor dat die Here julle roep, groot en klein, moenie die Here op stoel sit nie. Antwoord die Here, luister. En kom tot aksie. Ek sal so. As jy van, wat wil jy onthou waaroor het ons verlede week gepraat? Jy was nou nie hier. Ons het gepraat oor reke. Ons het gepraat van hy reek, ja. Kom ons praat, kom ek maak gou so. O, gou iets laat ryk. Waarna ryk my vingers? Oeg, dit ruik so lekker. Waarna ryk dit? Soos wat laat jy ryk? Dit ruik baie lekker. Wat het jy daar ingegooi? Dit ruik baie Ek het niks ingegooi nie. Kom ek gaan vir hom deels gee, dan kan hy maar so 'n bietjie ryk en dan kan hy dit aanstuur. Dis nou baie interessant, ek het nie eens geweet daar bestaan so 'n plant nie. Dis 'n blaar. Waarna ryk dit vir dan, waarna ryk dit vir jou? Dis 'n blaakie. Ja, maar hy ryk nie soos 'n blaar nie, soos wat ryk dit? 'n suurlemoen. 'n suurlemoen. 'n suurlemoen, 'n lemoen of 'n suurlemoen, sitrus, nee, dis hoe hy ryk. En dit ryk baie lekker. En onthou ek het verlede week vir julle gesê, ons moet soos 'n geur wees Ja. wat die vertrek vol maak. Ja. So 'n lieflike reuk wat vir die Here aanneemlik is. Toe Tannie Magda die vanoggend kom daar daartjie toe nog ek dis nou nog 'n bevestiging van daai boodskap wat aan die Magda mens noem met 'n suurlemoen maalval.